Handelinge 2 is 'n gedagte en 'n prentjie in hoe kerklewe lyk. Ons sien hoe die Gees van God uitgestort het met Pinkster. Ons kry die eerste duidelikste prentjie van hoe dit gebeur het in Handelinge 2. Ons sien hoe die Gees van God op hierdie apostels geval het en hoe hulle toegerus geword het vir hierdie werk. Ons sien wind en ons sien vuur, soos wat die Gees van God op hulle neersak. Ons sien hoe hierdie wind, hierdie gedagte is van die Gees van God wat ons aanwakker en aanroep om hierdie werk te doen na buite, en dan hoe hierdie vuur hulle kragtig bystaan om hierdie werk te kan doen, en dit wat ons gaan sien oor die res van Handelinge soos die kerk storie uitspeel. Soos wat hulle dit ontvang, die Gees van God ontvang, word hulle ook dan tale gegee om te praat met verskillende mense wat hulle kan hoor en verstaan op 'n manier wat nog nooit verstaan was nie. Julle moet onthou, in hierdie tyd was dit nie net een taal soos Engels wat grootste dele van die wêreld praat nie. Hierdie apostels het in Hebreëus en Grieks gepraat en uit so agtergrond uitgekom, en hulle gaan nou in die res van die wêreld in om hierdie boodskap te dra, en hulle het die toerusting van die Heilige Gees nodig om daai werk te doen. Soos wat daai tonge dan op hulle gegee word, is dit tale wat mense kan verstaan om hierdie boodskap uit te dra na die wêreld toe. So Handelinge 2 gee vir ons eerstens hierdie ongelooflike gedagte hoe die Gees van God sy kerk toerus om hierdie boodskap te verkondig na die nasies. Petrus doen 'n ongelooflike preek, 'n preek soos nog niemand kon preek nie, en 3000 mense kom tot bekering. Soos wat die Gees van God hom toegerus het, is dit asof ons hierdie bevestiging kry dat die apostels nou reg is om hierdie werk te doen wat God hulle geroep het om te doen, en die boodskap van die goeie nuus van Jesus uit te vat na almal toe. Soos wat hierdie boodskap uitgaan, kan jy sien hoe dit alles in Petrus se preek handel oor die persoon van Jesus. Hy is besig om vir Jode te verduidelik hoe Jesus beter is as wat die Jode hom ooit kon verstaan, en selfs vir 'n nie-Jood wat in hulle teenwoordigheid is, om te verstaan hoe Jesus die een is na wie hulle altyd gesoek het. En soos die Gees hom toegerus het om dit te doen, is daar 3000 mense wat op daai oomblik tot bekering kom. Kan julle dit imagine? 3000 mense kom op daai oomblik tot bekering. En dan sien ons in die laaste gedeelte van hoofstuk 2, hoe hierdie kerkgemeenskap, gevul met die Gees, toegerus om hierdie boodskap van Jesus te verkondig, saam leef. Julle is daar 'n prentjie in die Bybel wat jy moet hoendervleis gee van hoe kerk moet lyk, is Handelinge 2 vers 42 tot 47, die duidelikste prentjie wat jy ooit kan sien. Spandeer tyd in daai gedeelte om vir jouself af te vra, hoe lyk jou kerklewe op hierdie oomblik? Is daar elemente van hierdie wat ek in my eie lewe sien? Het ons diep intimiteit met mekaar soos wat ons saam lewe doen, waar ons brood saam deel, saam eet met mekaar in mekaar se huise, nie by 'n plek al ver nie, maar waar ons deure oopmaak vir mekaar om saam lewe te doen. Saam God se woord te lees. As ons dink aan ons kringe, dink aan hoe ons saam lewe deel, dink aan hoe ons saam spesifiek bid vir goed wat in ons lewens belangrik is, en dan deel met mekaar ook waar ons behoeftes het, waar ons saam die oorvloed wat ek dalk mag hê in een area van my lewe, deel met iemand wat nie het nie. So dit is nie sosialisme wat ons verkondig in Handelinge 2 nie. Nee, dit is 'n lewe van selfopofferende omgee vir mekaar en lief wees vir mekaar. Soos wat ons deur Handelinge 2 vers 42 tot 47 lees, inspireer dit ons om 'n geesvervulde kerk te wees wat 'n opregte liefde vir mekaar sal hê. Soos wat die kerk op 'n fenominale manier deur die Gees van God toegerus was vir die werk van kerkwees, wil God jou uitnooi op 'n selfde manier as Handelinge 2, gevul te word met die Gees, sodat ons hierdie boodskap van Christus getrou kan verkondig, aan nie net onsself nie, maar die mense om ons en die wêreld om ons, soos wat ons hierdie intieme gemeenskap kweek in ons midde, waar ons mekaar opreg lief is, mededeelsaam is met al ons gawes en voorregte, en vir mekaar bid waar ons gebed nodig het. Mag ons 'n dieper en sterker geesvervulde gemeente wees.